verhale van hoe die vroeë kerk gegroei het, en hoe die mense wat tot bekering kom, hulle aansluit by die Christene en deel word van die kerk van daardie tyd. Ons het nou juis 'n vorige keer bietjie gepraat oor hoe Paulus preek en spesifiek in die stad Troas. Dit is nou in Handelinge 20. En nou sal jy onthou hoe hy daar in die stad Troas preek en 'n ongelooflike preek afsteek wat aanhou en voortduur tot na middernag. En nou sal jy onthou vorige keer ook vertel het in hierdie gehoor van mense wat sit en luister na hierdie preek van Paulus, sit daar toe nou ook 'n jong man met die naam van Eutychus. En ja, natuurlik menslik gesproke, vir so lank stil sit en luister, het hy vaak geword naderhand. En nou lees ons, het hy by die venster uitgeval, 3 verdiepings ver, en morsdood onder op die grond beland. En nou is die interessante dat Paulus in hierdie omstandighede doodluiters afstap. Mens lees nou in die verhaal nie vreeslike ontsteltenis nie. En wanneer hy onder nou by die lijk van Eutychus kom, dan sê Paulus vir die mense wat daar rond staan, moenie bekommerd nie, hierdie jong man is nie dood nie, hy lewe. En dan lees ons hoe Paulus op die lijk gaan lê, en as hy opstaan, dan sê hy die jong man lewe. En dan gaan Paulus voort met sy preek. Maar as ons nou net vir 'n oomblik stil staan by hierdie opwekking uit die dood van Eutychus, dan is dit tog belangrik om te let, weet jy, dit stem baie ooreen met verhale uit die Ou Testament. Juist spesifiek waar ons lees hoe die profete Elia en Elisa ook op 'n stadium op verskillende tye en plekke 'n dooie seun opgewek het uit die dood. En dan hoor 'n mens juis hierdie ooreenstemming met wanneer Elia en Elisa by die seuns kom wanneer hulle dood is, lê op die lijk, dalk 'n bietjie meer besonderhede, blaas asem in, die persoon doen dit 2-3 keer en dan uiteindelik kan word die seuns uit die dood opgewek. Paulus se verhaal stem dus dan nou baie sterk ooreen met hierdie verhale van Elia en Elisa. Die eenvoudige rede vir hierdie verhaal van opwekking uit die dood is om nie iets van Paulus te sê nie, maar om juist te verduidelik, hierdie God vir wie Paulus verkondig, die God is in staat om wonderwerke te laat gebeur, selfs dooies te laat opstaan uit die dood. En hierdie verhaal van 'n wonderwerk moes juis mense lok om te glo in Jesus Christus. Dis in sy naam dat Paulus hierdie wonderwerk verrig. En dan word Eutychus opgewek uit die dood, lewe, en Paulus se verkondiging kan voortgaan. Ons het nou vorige keer juis gepraat oor wat het Paulus so gemotiveer, wat het gemaak dat hy so ywerig, entoesiasties, sonder ophou gepreek en verkondig het. Jy sal nou onthou, vorige keer het ons gesê, daar's 3 redes wat hom gemotiveer het. Die eerste het ons vorige keer oor gepraat, sy dankbaarheid, verlossing in Jesus Christus, waarvoor Paulus so dankbaar was, dat hy dankbaarheid, hy nie anders kon as om aan te hou preek en te verkondig. Maar daar is ook 2 ander redes. Mens moet onthou, dat Paulus ook besonder besorgd was oor die heidene. Die mense wat nie in Jesus Christus geglo het nie, het hom so ontstel, dat Paulus voortgegaan het om met ywer die evangelie van Jesus Christus ook aan heidene verkondig het. Hy het beleef dat hy bekommerd, besorgd is oor hulle, as hulle nie in Jesus glo nie, dan is hulle bestem vir die ewige verdoemenis. En dit het gemaak dat Paulus met ywer die evangelie ook aan hulle verkondig het, aanhoudend, oral, uit besorgdheid oor wat van hulle sal word. Dis die tweede rede vir sy aanhoudende verkondiging. Die derde rede het juist te maak met iets meer persoonlik. Paulus is gedryf deur sy gevoel van skuldgevoel. Ja, 'n skuldgevoel. Onthou nou, voordat Paulus so begin rondreis en preek het, was hy Saulus, die Fariseer, die Jood wat die Christene wou uitroei. Hy was die een wat die kerk vervolg het en oral probeer het om die Christene of in die tronk te kry of ter dood veroordeel te kry. En toe hy tot bekering kom, 'n verandering in sy lewe gekom het, het hierdie besef, sy verlede, en wat hy gedoen het teen die kerk van Jesus Christus, het hom so gedryf, dat hy uit skuldgevoel nie anders kon, as om te probeer opmaak, vir wat hy in die verlede teen die kerk gedoen het nie. Sy skuldgevoel het juis gemaak, dat hy aanhou verkondig het, tydig, ontydig, lank, oral, altyd waar hy kon. Paulus is gemotiveer deur dankbaarheid, deur 'n gevoel van besorgdheid oor die heidene,
Derde plek 'n gevoel, 'n skuldgevoel oor wat hy in die verlede die kerk aangedoen het. Dit het Paulus gemotiveer om oral waar hy kom te verkondig. Dalk moet ek en jy ook sit en dink en wonder, wat sal my motiveer om aan te hou glo en die evangelie van Jesus Christus met mense om my te deel? Dalk se dankbaarheid, dalk is ons ook besorgd oor ander se lewens, dalk ook skuldgevoel in elkeen van ons se lewens. Hoe ook al, die opdrag bly steeds, gaan en verkondig. Kom luister die volgende keer saam na verhale uit Handelinge.